Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 27 Maart. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, ons dank U dat U elke dag hierdie week met ons was en elke dag 'n asemrowende studie aan ons gebied het. Die weer waar ons vandag gaan afsluit met die week, bid en vra ons dat hierdie studie weer eens 'n kragtige betekenis in ons harte mag skep en dat ons U werk hierdeur mag voltooi. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir verdere studie gaan ons 'n aanhaling lees uit Ellen G. White, Die Koning van die Eeue, bladsy 324. Die siel wat hom aan Christus onderwerp, word sy eie vesting wat hy in 'n opstandige wêreld verdedig en hy sal geen ander gesag as sy eie daarin duld nie. 'n Siel wat so deur hemelse magte behou word, sal bestand wees teen elke aanval van die Satan. Maar tensy ons van die beheer van Christus onderwerp, sal ons deur die bose beheers word. Dis onvermydelik dat ons beheer sal word deur een van die twee groot magte wat om besit van die wêreld te stry. Ons hoef nie opsetlik die koninkryk van die duisternis te kies om onder sy beheer te kom nie. Ons hoef maar net na te laat om ons by die koninkryk van die lig te skaar. Werk ons nie met die hemelse magte saam nie, sal die Satan van die hart besit neem en dit sy woonplek maak. Al verdediging teen die bose is die inwoning van Christus deur geloof in sy geregtigheid. Tensy ons 'n lewende verbintenis met God het, kan ons nooit die onheilige uitwerking van eie liefde, selfbevrediging en die versoeking tot die sonde weerstaan nie. Ons kan baie slegte gewoontes afleer, tydelik van die Satan wegbreek, maar sonder 'n lewende verbintenis met God, deur ons oomblik vir oomblik aan hom te onderwerp, sal ons verslaan word. Sonder persoonlike kennis van Christus en voortdurende gemeenskap is ons aan die genade van die vyand oorgelaat en sal ons op die ou end sy wil doen. Ellen G. White, Die Koning van die Eeue, bladsy 324. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Kyk na die Ellen G. White aanhaling hierbo. Daar is, ja, net twee kante in die groot stryd en tensy ons Christus bewustelik kies, is ons aan Satan se kant. Lukas 11 vers 23 lees, hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Hoe daardie gedagte ook al ons sensitiwiteit mag pla, God is nie verplig om seker te maak dat sy waarhede ons sensitiwiteit aanstoot gee nie. Wat sê hierdie werklikheid aan ons oor hoe uiters belangrik die oorgawe van jou wil aan Christus eintlik is? Vraag nommer 2. Lees Openbaring 14 vers 14 tot 16. Die vroeë reën van Pinkster het die evangelie saad in staat gestel om uit te spruit en te groei, terwyl die laatreën die aarde vir die finale oes voorberei. Wat is die verband tussen Openbaring 14 vers 12 en hierdie vooruitsig? Ons lees Openbaring 14 vers 12 sowel as verse 14 tot 16. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk en een soos 'n menseseun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. En 'n ander engel het uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. En hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. Openbaring 14 vers 12, sowel as verse 14 tot 16. Vraag nommer 3.
Op watter verskillende maniere word ons as 'n kerk in die geheel en as individuele gelowiges deur die kultuur en die wêreld rondom ons beïnvloed? Hoe kan ons beskerm word teen die negatiewe invloede van die wêreld wat nog altyd 'n probleem vir God se volk in elke eeu was?